Soms soek ons heeltemal te ver na die wil van die Here. Wat wil die Here hê moet ek vir hom doen? Of selfs net om uit te vind wat die dinge is wat God moontlik nie goedkeur nie. Ek dink ons gaan soms net te ver. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou, dit is wonderlik om saam met jou weer eens rondom die woord van die Here te sit. Ek wil met jou gesels oor in die môre. Rondom 'n spesifieke skrif, Jeremia 21 vers 12 tot vers 14. Kom ons lees dit gou. O huis van Dawid, so spreek die Here. Verskaf reg in die môre en red die beroofde uit die hand van die verdrukker, sodat my grimmigheid nie uitgaan en brand soos 'n vuur, sonder dat iemand kan blus nie, weens die boosheid van julle handelinge nie. Kyk, ek het dit teen jou, o inwoner van die dal, rots van die vlakte, spreek die Here. Julle wat sê, wie sal kan afkom teen ons? Wie sal in ons skuilplekke indring? En ek sal oor julle besoeking doen volgens die vrug van julle handelinge, spreek die Here. En ek sal 'n vuur aansteek in sy bos, en dit sal alles verteer wat rondom hom lê. Nou as ek die vers 12 lees, dan besef ek dat ons laat eenvoudige dinge na en dink dat God net tevrede is as ons hierdie hoogheilige en groot goed vir die Here doen. Dis soos die 10 ouens wat Jesus genees het en net ene teruggekom en dankie gekom sê. Dis eenvoudige goed wat ons nie moet nalat nie. En dan soek ons die Bybel op en af en heen en weer deur om agter te kom wat die dinge is wat God goedkeur en waarin God miskien afkeer het. God het 'n afkeer in daardie ander 9 wat nie net in dankbaarheid teruggekom het nie, want dankbaarheid is deel van die wil van God. En ek wil hê, jy moet gou weer hoor, wat moet Juda, die huis van Dawid, doen om God se oordeel af te weer? Vers 1, verskaf reg in die môre en red die beroofde uit die hand van die verdrukker, sodat my grimmigheid nie uitgaan, brand soos 'n vuur, sonder dat iemand kan blus weens die boosheid van julle handelinge nie. God sê, wees regverdig in julle handelinge met julle medemense, en as julle sien ander word verdruk, gaan red hulle, doen iets aan hulle saak. Is dit nie Jesus se bergpredikasie in Matteus 5 tot 7 nie? Jy weet, die mense van Juda was so vasgemessel in hulle ongeregtigheid en hoogmoed, dat hulle selfs gesê het in vers 13, lees dit 'n bietjie, ons kan maar met ons sonde aangaan, want wie sal kan afkom teen ons, of wie sal in ons skuilplekke inkom? Ons kan maak wat ons wil, ons kan ons eie harte volg, niemand sal ons kom sê wat ons moet doen nie, asof hulle nie weet dat God sien hoe onregverdig en selfsugtig hulle met hulle medemens omgaan nie. Die Here sê aan ons, soos aan Juda, wanneer die dag breek in die môre, dis waaroor ek met jou gesels, eerstens, my wil is, leef 'n lewe van regverdigheid teenoor almal en dink aan jou medemens. Help hulle en baklei vir hulle. Wie ons lewe in 'n baie moeilike tyd, kind van die Here, jou medebroers en susters in die Here kry werklik swaar soms. En dis nodig dat ons aan ons medemens sal dink. Tweedens, pas op vir valse sekuriteit. God is God en vegter van die wees en die weduwees en die onderdrukters, die ternagekoomdes en die kinderloses ensovoorts. Die Here sê, Juda, omdat julle nie omgekyk het na hierdie mense wat nie het nie, omdat julle julle harte verhard het en in julle eie goedheid net vaster en vaster gesink het, daarom sal ek my oordeel oor julle vel. Derdens, onthou asseblief, hoor mooi, ek sê nie vanoggend goeie werke vat jou hemel toe nie, genade het jou gered, jou geloof in Jesus Christus het jou gered. Ek sê wat God sê, as julle sê julle is my volk, lewe so, bewys dit in jou handel en in jou wandel, in woord en in daad, wees lief vir jou naaste, lewe 'n lewe van regverdigheid teenoor almal en dink aan jou medemens. Here, ja, ons mis soveel kere u wil, omdat ons die basiese beginsels van u woord miskyk. Gee ons 'n opmerksame hart om u wil te doen. Amen.